Goeiemôre. Jy luister na die 39ste oordenking in die reeks deur die oë van 'n kind. 'n Reeks wat geskoei is op die boek van Antoine de Saint-Exupéry, Die Klein Prinsie. Ons tema vanoggend is om met die oë te sien. Vanoggend is die 4de oordenking oor hoofstuk 21, die langste hoofstuk in die boek. Indien jy nie die voriges geluister het nie, sal dit baie help dat jy van oordenking 36 af luister. Die ontmoeting met die jakkals is 'n draaipunt in die klein prinsie se lewe. Want die jakkals los sy beste raad vir laaste. Hier is my geheim. Dit is baie eenvoudig. Mens kan net werklik sien met jou hart. Dit wat regtig saak maak, is onsigbaar vir die oë. Die eerste keer dat die klein prinsie tussen die duisende rose deurgestap het, het hy met sy oë gekyk en met sy oë gesien. Hy het in voorkoms vasgekyk, 'n oppervlakkige blik op dit wat voor hom was. Maar die tweede maal het hy met sy hart gesien. En toe lyk nie een roos meer dieselfde nie. Ook nie die roos na wie hy verlang op sy eie klein planeetjie nie. Hoe sien 'n mens met jou hart? Dit lê baie dieper as sentiment. Die eerste gelowiges, die eerste volgelinge van Jesus, het eeue gelede reeds geweet dat 'n mens werklik met jou hart sien. In Efesiërs 1 vers 18 lees ons: Dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus dit vir julle sal gee, dat die oë van julle harte verlig mag wees. Hierdie sin word geskryf in die konteks van geestelike wysheid, die openbaring van God en kennis van God. Dit is die vermoë om te onderskei, die gawe van onderskeiding, om te sien waarop dinge werklik neerkom, dieper insig. Die 83 vertaling het dit weergegee as geestelike insig. Om met jou hart te sien is om geestelike insig te hê. Met die oë neem ons net die uiterlike of die oppervlakkige waar. Die wêreld is nie maar net nie. Ons sien nie wat daar is nie. Ons sien op 'n manier wat ons glo daar is. Dink saam met my in hierdie voorbeeld. Jy staan in 'n kunsmuseum. Voor jou is 'n kunswerk met ligte wat uit die plafon uit daarop val. Jy sien die merke, die lyne, die kleure en teksture daarvan. Jy staan daar en dink, interessant. En jy het gesien wat daar te sien is. Maar dan kom daar iemand langs jou staan. En hierdie persoon begin vir jou aspekte van hierdie skildery wys, wat jy nie voorheen raak gesien het nie. Hulle kyk na presies dieselfde skildery as jy. Maar dit wat hulle in die skildery raak sien, is soveel meer en soveel dieper. En skielik gaan daar 'n nuwe perspektief vir jou oop. En jy sien dinge raak wat jy voorheen nie raak gesien het nie. Die lewe en die wêreld is presies so. Vroeër in die Ou Testament in 1 Samuel 16 vers 7 vind ons 'n baie belangrike en 'n insiggewende uitspraak. Die mens kyk na wat hy sien, maar die Here kyk na die hart. So mooi. Die mens kyk vas in dit wat hy sien, maar die Here sien dieper en kyk na ons harte. Ons kan die afleiding maak dat ons met die hart ook die hart van 'n ander raak sien. Dat ons met ons harte die hartklop van die lewe raak sien. Om te sien met die hart kan verwys na die romantiese. Bedoel, dis om iemand werklik raak te sien en jou hart te ontsluit. Daardie oomblikke waar dit vir jou voel of iemand jou waarlik ken. Maar dit gaan oor meer as dit. Dit gaan oor meer as die romantiese. Om te sien met die hart in die klein prinsie is 'n sleutel om die hele boek te begryp. En dit is hoe ons die ganse lewe moet waarneem. Jare gelede het Steve Hofmeyr 'n lied geskryf, Die Kind. Luister net na die eerste versreëls.
Voor my hierdie oë, elke oogknip vat jou te lank weg. Voor my hierdie mond, wat woorde deur my hart kan vleg. En as jy my sou blinddoek, sou ek weet wie hier voor my staan. Al sou jy my blinddoek, sal ek steeds kan sien. In die konteks van verhoudings, moet ons met ons harte kyk, en met ons harte na mekaar luister. Of dit is na my Roos, of dit is na my kinders, my ouers, my vriende. In ons ganse bestaan is dit belangrik dat ons met die hart sal kyk, dat ons met die hart sal sien. Want dit is om te kyk met die geestelike insig wat die Here vir my gee, deur die inspirasie van die Heilige Gees, om te kan onderskei waarop die lewe werklik neerkom. Wat beteken dit vir jou om in die hart te sien? Waarin het dit jou laat dink? En sal jy na die wêreld anders kyk as jy met jou hart daarna kyk vandag? Hoe lyk die res van hierdie week? Hoe lyk die mense rondom jou as jy nou deur jou hart na hulle kyk? Luister jy met jou hart? Die klein prinsie se pyn verdwyn toe hy met sy hart begin kyk. Want hy sien sy Roos en die wêreld op 'n nuwe manier. Mag die oë van ons harte verlig word vandag. Dit verander alles, vir altyd. Ons gebed vanmôre kom uit die Groot Gebedeboek. O my God, hoe is dit moontlik dat U in hierdie wêreld so groot is, en tog sien ons U nie raak nie? Dat U op soveel maniere bekend maak, en tog vind ons U nie? Dat U so hard na ons roep, en tog hoor ons U nie? Dat U so naby is, en tog vergeet ons van U teenwoordigheid? Dat U liefde uitstort oor ons, en tog herken ons U nie? Mense vlug weg van U af, en sê dan dat hulle U nie vind nie. Hulle draai hulle rug op U, en sê hulle kan U nie sien nie. Hulle druk hulle ore toe, en kla dat hulle U nie kan hoor nie. O Here, wees ons genadig, in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.